Vanoggend, terwyl ek voorberei het vir die oggenddiens, terwyl ek die woord gee by die kerk, bly hierdie Master is calling. Dit bly net opduik en dit is net heeltyd, dit sit so vas aan my, dat ek heeltyd daai ding het van, die Here is besig om ons te roep. Luister ons, is ons regtig op 'n plek waar ons moet wees? Waar is ons regtig? Dit is vir my so belangrik om te weet jy wat, maak nie saak wat mense sê nie. Dis vir jy as persoon. Ons almal het foute. Ons almal maak foute aanhoudend. Daar is nie mense wat nie 'n foute dag maak nie. Daar's niemand wat volmaak is nie. Maar elkeen van ons het daai ding wat by ons vassteek van, is ek goed genoeg? Is ek werklik reg? Want the Master is calling, maar is ons regtig besig om te luister na waar hy besig is om te roep? Die Meester se roeping is 'n diep frase wat hier uit jou binneste uitkom. Dis 'n diep ding wat besig is om te gebeur. So ons moet dit diep maak, want dit bring dadelik gedagtes van Jesus as die Meester wat mense roep tot groter dinge. Hy's besig vir ons te roep tot groter dinge. Maar ons ou verledetjie is besig vir ons vas te hou. Ons kan nie ingaan na die groter roeping toe nie, want daai dinge is besig om hier agter heeltyd te byt en te byt en te byt. En die Here het soveel groter dinge vir elkeen van ons in plek. Vir my, vir jou, elke liewe persoon wat hier sit. Daar's 'n lewe van 'n diens wat jy kan diensbaar wees. Jy kan liefde gee. Jy kan gehoorsaamheid toepas. Kan ons dit doen? Kan ons liefde gee? Kan ons werklik liefde gee aan mekaar? Kan ons werklik diensbaar wees? Regtig diensbaar. Ek vat vanoggend toe ons by die kerk kom, dit was eintlik vir my 'n groot skok om 'n man van Soshanguve in te hardloop. Hy kom in by die kerk met sy seun en hy sê vir my, hy was laasweek in soveel moeilikheid want hy het sy seun na sy kerk toe gevat en sy seun het sy eie kerk en hy moes vanoggend van Soshanguve afry om sy seun by sy kerk af te gee en hy is op pad na sy diens om daar te gaan preek. Toe besef ek die waarde van wat mense het in jou as persoon. 'n Mens wil so graag dink, weet jy wat, jy's niks nie. Jy staan elke week op en jy's elke week reg, maar jy voel jy's nie goed genoeg nie. Dan kom die Here, dan sit hy 'n kind op jou pad wat vir jou wys, luister hier, daar's 'n rede hoekom jy vanmôre moes opstaan. Daar's 'n rede hoekom elkeen van julle wakker geword het. Daar's 'n rede hoekom elkeen van julle vandag hier sit. Daar's 'n rede vir alles. Want Vader is besig om ons te roep. Maar is ons gehoorsaam? Is ons regtig gehoorsaam? As ons nog vanuit 'n geestelike perspektief af kyk, dat die Meester se roeping verwys na wat mense roep om hom te volg. Hy roep, volg ons. En dit is wat nou weer hier in my agterste kop vashak. Dis soos hy vir Petrus en vir Andreas gesê het, kom agter my aan, ek sal julle vissers van mense maak. Matteus 4 vers 19. Nou, ek wonder die hele tyd hoekom mense so agter my aanloop. Dan onthou ek, Martie, jy het vir die vyand, vir die verkeerde deel van die lewe, het jy 'n groot deel van jou lewe visgevang, om mense te impress, om jou SA klere te hê, om die beste by te meng, om die verste te kan gooi, die beste hengelgery te kan hê. Jy het daai die beste gedoen. Maar met die wat ek besig was met die verkeerde dinge, my opgestel met die verkeerde dinge, het ek daai deel van my lewe verloor. Waarop ek nou vir Vader sê, dankie Vader, dat U my uitgeruk het uit daai omstandighede. Want nou kan ek my roeping uitleef. Die Master called, uit my geroep, maar ek wou nooit luister nie. En weet julle wat het ek op funksies gedoen? Dat ons by die bar sit en kuier, dan sit ek daar, dan sê ek, broers en susters van hierdie gemeente, ek staan nie voor julle, julle moet julle lewe reg kry. Dan sê ek dit terwyl ek drank in my mond het, want ek gedrink.
En Vader het my geroep, hy het my gebly roep. Hy het my sulke dinge laat sien, laat gebeur. Hy het geroep en ek moes luister. Maar as ek gebly het waar ek was, waar sou ek vandag gewees het? Waar sou ons werklik gewees het as Pepe, as jy was die ou mens wie jy was? Waar sou jy vandag gewees het? Dink in die dam. Waar sou julle gewees het? Waar is ons werklik regtig? Ons 'n bietjie mooi ding daaroor. Ons persoonlike roeping, elke mens het 'n doel vir die roeping van Christus. Ons elkeen het 'n unieke betekenis in die lewe. Wie stem saam? Elkeen het 'n unieke betekenis. Elkeen van ons is uniek. Gehoorsaam aan sy stem is nie altyd maklik nie. Dit is nie altyd maklik om te luister. The master is calling. Maar die wêreld roep hierdie kant. The master is calling, maar die wêreld roep hierdie kant. Watter kant toe? Wat is die lekker kant? Hierdie wêreldse kant lyk lekker en dan kan jy lekker grappies maak, jy kan baie dinge hierdie kant doen. Maar hierdie kant, the master is calling, dan moet jy reg loop. Jou stappie moet reg wees en dit is nie maklik nie. Dis nie altyd maklik nie. Kort ek vir julle sê, elkeen van ons maak foute. Wie maak geen foute hierso? Wie's volmaak? Wie's volmaak? Niemand is volmaak nie, net Vader alleen. Maar ons moet altyd vir ons vrede en ons moet vervulling hê in ons lewe. Die vrede, die Jesus vrede wat binne in ons is. Daai Jesus vrede wat weet ek het daai Jesus vrede in my hart. Dat as ek vandag my laaste asem uitblaas, waarna toe is ek regtig op pad? Het jy daai vrede in jou hart? Het 'n mens regtig daai vrede? Dink 'n bietjie mooi. Dink 'n bietjie mooi as ons kyk na die kort refleksie van die meester roep, is dit word nie met 'n donderslag gedoen en gesê, kom reg, jy moet jou saak regmaak met die Here nie. Dit kom nie by jou afgedwing nie. Hy's stil besig. Hy's stil besig. Daar's geen donderslag nie. Daar is geen dis 'n sagte manier. Vader hanteer ons eintlik baie sag. Dit word op 'n sagte manier gedoen en die aanhoudende stem word in elke mens geplant. Dit word elke keer vir jou gesê. Wie het al gestap? Dan weet jy, dan het jy hier die stemmetjie wat hoor van moenie hierdie kant toe gaan nie. Hierdie jy sal moet stop. Jy sal moet terugdraai. Wie het al daai stemmetjie gehoor wat praat? Baie keer is daar 'n stemmetjie wat praat wat vir jou sê, moenie nou daai laaste tikkie snyf nie, want dit kan jou einde beteken. Dan ignore ons, sê ag nee wat. En dan doen ons Audi, wat dan? Daai laaste een. Dis waar die probleem inkom. En dis nie net met drugs nie, dis nie net met drank nie, dis nie net met dit is jy weet wat is jou swakste ding in jou lewe en die Here is aanhoudend besig. Sy roeping is nie dramaties nie. Dit is glad nie dramaties nie, maar is diep. As jy hierdie liedjie geluister het, dit maak so diepte hier binne in jou wakker. Dit voel vir jou, "Sjoe, the master is calling." Hy hou aan met roep. Is ek werklik waar ek moet wees? Hy roep nie noodwendig 'n bekwame nie, maar hy bekwam die wat bereid is om hom te volg. So hy roep nie die perfekte mens nie. Hy roep vir jou wat reeds stikkend is, wat reeds soveel dinge het, wil hy jou vat en hy wil vir jou sê, the master is calling. Jy kan kom en jy kan kom nuut word by my. En dit is waar ons moet wees. Ons moet bereid wees om te verander, om daai stem na te luister, wat sagkens werk op elkeen van ons gedagtes. Om die Vader se roepstem te hoor, moet ons gehoorsaam wees en ons moet vra vir moed om elke dag moed te hou met ons daaglikse uitdagings. Dis 'n roeping tot meer liefde, meer waarheid, meer diens en minder van jouself. Sjoe, dit is bietjie moeilik om minder van jouself te wees. Ek het nou al gesien, baie mense dink net aan hulle self. Hulle dink nie aan ander mense nie. Weet julle wat, ek sien dit met, ons kom baie keer op plekke waar ons gaan eet, waar mense ons nooi om uit te gaan en om te gaan eet. Dan sien jy hardloop die mense vir die kos. Hulle kan nie gou genoeg al die kos
kry nie, want hulle dink nie aan die ander wat nog agter in die ry is nie. Het julle dit al beleef? Ek dink julle beleef dit hier daagliks, né? So mens moet ook aan die ander mense dink, nie net aan jouself nie. Baie keer kom jy op 'n plek waar daar net 2 stukkies vleis is en julle is 4. Gaan jy dit deel met jou naaste? Maar nee, ons gaan dit nie deel nie, want ons like nie ons naaste nie. Maar nee, ou hier langs aan hy verdien nie 'n stukkie vleis nie, so ek deel nie met hom nie. Is ons nie baie keer so nie? Ons moet regtig mense, ons moet minder van onsself begin raak. Dis 'n uitnodiging om jou kruis op te neem. Jy moet daai kruis vat en jy moet Jesus volg. Dis wie jy volg. En die pad moet jy daai lewe vind wat werklik tel vir jou. 'n Mens kan nie agter 'n prediker aanbeweeg nie. Mens kan nie. Jy kan nie net kerk toe gaan as Piet Pompies bedien nie. Jy moet gaan. As jou tyd in die dag is, 1 uur tot 2 uur is my tyd met die Here. Of dit nou Piet Pompies is wat hier staan, en of dit nou Sina is wat hier staan, maak nie saak wie hier staan nie. Die Here het 'n boodskap om vir jou te kan gee. Jy moet oopmaak, jy moet bereid wees om te sê, Here, hier is ek het nodig om te ontvang. Maak nie saak wie praat nie. Dis wie antwoord. Maak nie saak wie bid nie, dis wie antwoord. Want ons is so geneig om te hardloop na hierdie prediker, want hierdie ou, as hy vir jou bid, gaan jy gesond word. Of wie sit jy jou geloof? Of wie sit jy werklik jou geloof? The Master is calling you, maar jy wil nie ophou met die omstandighede waarin jy jouself bevind nie, maar jy wil hardloop vir daai ene wat jou gaan gesond kry. Sorry, dit werk nie so nie. The Master is calling. Ons moet begin luister. Ons moet werklik kyk wat tel vir ons. Soms roep hy ons tot aksie om tot rus te kom. Sjoe, dit is nogal 'n ding. Om tot rus te kom, ons moet altyd na hom toe kom, want hy roep jou. Baie keer, ek en my sussie het gisterand gesels oor mens werk. En dan ignoreer jy jou gesondheid. Maar dan gaan die Here vir jou eendag laat lê. Hy gaan vir jou wys, jy gaan nie opstaan nie. Want jy wil nie hoor nie. Jy maak nie tyd nie. So hy gaan vir jou laat lê totdat jy begin luister. En dis wat Vader doen, dan dink ons word gestraf. Dis die saad wat ons geplant het. As jy saad plant wat nie reg is nie, gaan daai saad opkom en dit gaan verwoesting saai. Op die ou uit gaan dit vir jou probleme gee. Kyk, iemand wat heeltyd gym en daai goedjies inspuit, né? Steroids, jy word lekker fris. Maar die dag as jy oud word, dan loop jy so, dan kan jy nie meer lekker loop nie. Want jy jouself, God het gepraat, maar jy het nie geluister nie. Nou, watter aspek van meester se roeping spreek op die oomblik met die meeste met jou hart? Wat is hier binne? Ek wil nie hoor ek gaan nie vir julle vra nie. Jy weet wat Vader hier in jou hart gesit het met hierdie liedjie wat julle geluister het. Weet jy, daar is iets wat hier in my hart is, wat ek moet regmaak. Daar is iets wat jy, dit help nie, jy kom na my toe en sê vir my, pastoor, ek het dit om reg te maak nie. Jy moet stil staan, en jy moet by Vader uitkom, sodat hy en jy nader tot my, en ek sal tot jou nader. Vader sê, nader tot my, en ek gaan tot jou nader. Dis waar ons moet kom, mensies. Ons moet nader aan Vader beweeg, en ons moet ons probleme met hom sagkens gaan sê, Vader, ek het regtig nodig. Ek het hierdie probleme in my lewe. Wat regtig 'n wig is tussen my. Dit is 'n gewig wat hier staan wat my heeltyd hierdie kant toe gooi en ek wil nie hierdie kant nie, ek wil graag hierdie kant toe. Maar ons het daai ding wat ons onderkry. Kom ons maak daai ding vandag los. Kom ons sit daai by Jesus se voete neer. Ons nader tot God en hy gaan tot jou nader. Dis al maniere hoe ons die lewe gaan aanpak. Ons is so geneig om te hardloop en te sê, hoorie, ek het probleme, julle. Ek het probleme, help my. Jette, ek het R50 nodig. Pepe, ek het R50 nodig, kan jy gou vir my R50 gee? Nee, dan hardloop ons na Pepe toe. Maar wanneer gaan jy op die Here vertrou? Wanneer vertrou jy op Vader? Kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld. 'n Mens wil altyd iets terug hê in geld, né? Jy dink geld gaan jou gelukkig maak. Né?
Baie mense is daar. Hulle dink as hulle 'n rok kan koop van R7000, dan gaan dit hulle gelukkig maak. Maar jy kan daai rok nie oralste heen dra nie. Hy gaan nie oralste inpas nie. Maar wat het jy regtig nodig? Daai vir hy R50, daai ou nek. As wat jy God vertrou. Kyk wat het met my gebeur. Ek het siek geword. Ek moes dringend by 'n dokter uitkom. En sulke toetse en sulke dinge wat gebeur kos baie geld. En die dokter gee nogal vir jou klein geld ook nog terug op die einde van die dag. Is dit nie 'n blessing nie? Is dit nie waar Vader vir jou gesorg het nie? Wanneer het jy ietsie ontvang wat jy nie verwag het nie? Ons vat byvoorbeeld vir Jonah gister. Hy was tevrede met 'n hamburgertjie. Ag, met 'n kiddies meal. Hy's 13 jaar oud. Hy was tevrede daarmee, want dis wat hy wil hê. Geld, al die mooi dinge maak nie saak in die lewe nie. Jy moet hier binne moet jy vrede hê, vrede by Vader. Gaan ons daai liedjie weer luister saggies? Dat ek dink dis nodig dat ons moet daai dinge agter ons sit, mensies, regtig. Ons kan nie meer langer aangaan soos wat ons aangaan nie. Ons kan nie. Ons moet vrykom van die dinge wat ons terughou in die lewe. Ons moet totaal en al vrykom, want daai dinge van die lewe kom en hy steel van jou. Die vyand kom net om te steel, te slag en te verwoes. En dan staan ons stil by die verwoesting. Maar ons dink nie hy het gekom om ons soveel te gee oorvloed nie. Ons het nie nodig om heeltyd gestres te wees oor al die ander dinge nie. Wanneer kom ons by Vader uit? Wanneer gaan Vader vir ons die Alfa en die Omega wees? Listen while you still can hear. Listen while you still can hear the Master's call. The Master's calling. Bow down while you
dankie sê. Dankie vir elke geleentheid wat ons het om net weer nader tot U te kom, Vader. Ons weet U roep ons en soms is ons nie gewillig om te luister nie. Het ons nog ander dinge wat ons wil doen. Maar Vader, ek kom en ek vra dat U elkeen van ons genadig sal wees en vir ons 'n tweede kans gee, Here. Ek soek U aan my kant, Here. Ek het U nodig om aan my kant te wees. Ek wil vir U dankie sê vir elke geleentheid wat na my kant toe kom, na elkeen van ons kante toe kom. Ag Here, ons sê dankie vir al die genade, al die liefde. Here, dankie vir 'n dak oor ons kop. Here, dankie vir 'n bord kos. Dankie Here. Ons wil kom en ons wil die loof en die prys vir alles wat U vir ons doen, Vader. Dankie Jesus. Ons bid dit in U naam alleen.